'n Hoëvlak vergadering het vanoggend oor die nasionale tesourier se besluit om toedelings van R13,5 miljard aan 69 munisipaliteite terug te hou plaasgevind. En Andy Burnham is as die nuwe leier van die Arbeidersparty in Brittanje verkies. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie Vrydag, die 17de Julie. Ek is Esmerie Eysel. 'n Hoëvlak vergadering het vandag plaasgevind oor die nasionale tesourier se besluit om toedelings van R13,5 miljard aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die parlement se portefeulje komitee oor samewerkende regering vergader met die minister Vellenkosini Glabisa en die minister van Finansies Ino Godongwana, as ook met die voorsitters van die 3 parlementêre toesigkomitees, as ook die plaaslike regeringsvereniging SALGA. Metro's soos Mangaung, Johannesburg, Nelson Mandela Bay en Buffalo City word hierdeur geraak. Die Finansiële en Fiskale Kommissie het die parlement versoek om te besin oor die tesourier se besluit, omdat die fondse volgens die komitee onvoorwaardelik behoort te wees. Die tesourier sê egter, dis 'n tydelike maatreël ingevolge artikel 216 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, wat bepaal dat die fondse beskikbaar gestel sal word as die munisipaliteite aan sekere voorwaardes voldoen. Action SA het sy regspan opdrag gegee om met regsaksie in die Hooggeregshof in Pretoria te begin om die dissiplinêre bevindings van die Suid-Afrikaanse Polisiediens rakende generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rekotto te laat hersien en tersyde te stel. Die bevindings spruit uit die 2 polisiebeamptes se optrede tydens die ondersoek na die inbraak op president Cyril Ramaphosa se Palapala wildsplaas, waar buitelandse valuta ter waarde van sowat R8 miljoen gebuit is. Hulle is vroeër kwytgeskeld van oortredings wat verband hou met die ondersoek. Die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont, sê dat die uitkoms teenstrydig is met vroeëre bevindings van die openbare beskermer en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat. Die party het vanoggend tydens 'n media-konferensie gesê dat hy inligting in sy besit het oor vernietigende interne polisiedokumente wat met die saak verband hou. Volgens Action SA dui die inligting op doelbewuste toesmeerdery deur die SAPD. Benewens die hofstappe gaan Action SA ook die parlement nader om te verseker dat openbare instellings verantwoordbaar gehou word en dat die volle waarheid oor die voorval aan die lig kom. Action SA has just finished briefing the nation about the latest scandal in the Palapala investigation. We have fought for the truth regarding the investigations into the Presidential Protection Unit members, Major General Wally Rode and Constable Rekotto, publishing the IPID investigation in April, and now we have the record of the disciplinary hearing that found them not guilty. And it is a sham worthy of the fire pool by Nathi Nhleko. 4-page documents, none of the regulations that were breached according to the Public Protector have been examined in the disciplinary hearing, and what we're seeing is an injustice that we are now going to challenge in the courts of our country. 'n Parlementêre afvaardiging van Suid-Afrika het vandag sy bilaterale werksbesoek aan Rusland afgesluit. Die versterking van betrekkinge tussen die 2 lande en praktyke oor parlementêre toesig en wetgewing is onder meer bespreek. Die besoek is gelei deur die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mtsweni-Tsipane, en intussen het die MK-party sy ontevredenheid uitgespreek en beweer dat hy van die afvaardiging uitgesluit is. Die parlement ontken dit en sê alle partye is genooi om verteenwoordigers te benoem, maar sommige het nie betyds gereageer of was nie beskikbaar nie. President Cyril Ramaphosa en sy Namibiese eweknie Netumbo Nandi-Ndaitwah het vandag in Pretoria vergader as deel van die Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie. Die hoëvlakgesprekke het ten doel om samewerking in handel, energie en streeksekuriteit tussen die 2 lande uit te bou.
Die VF+ verwelkom die Arbeidshof se uitspraak wat die tugstappe teen die sogenaamde Rooiwal 5 as wettig bevestig. Die Rooiwal 5 verwys na 5 voormalige of geskorste senior amptenare van die Tshwane Metro wat betrokke was by die omstrede Rooiwal watersuiweringsaanleg en die toekenning en bestuur van 'n tender van nagenoeg 295 miljoen tot 300 miljoen rand. Die VF+ voer aan dat die Metro nou die finansiële verliese van die betrokke amptenare en die sakeman Edwin Sodi moet verhaal. Die party beskuldig ook die ANC en EFF daarvan dat hulle die amptenare probeer beskerm het. Die hof het bevestig die dissiplinêre proses teen die Rooiwal 5 is nie net geldig nie, maar dit is noodsaaklik. Dit maak nou die weg oop vir strenger dissipline, stappe en die volle gewig van die reg om toegepas te word op daardie wat jarelang met vertragingstegnieke die proses probeer kelder het. Dit bekragtig ook optrede van die geskorste stadsbestuurder Johan Metter, wie se beginselvaste pogings om korrupsie op Rooiwal uit te roei nou deur die hof gestaaf word. Andy Burnham is as die nuwe leier van Brittanje se Arbeidersparty aangewys. Burnham, die voormalige burgemeester van Groter Manchester, het verlede maand 'n tussenverkiesing gewen en weer tot die Britse parlement toegetree. In Makerfield, I decided to make a break with this. I said we hadn't been good enough. I told people what I would do to fix it. You know what? People started to listen again. They gave us a fair hearing, as the great British public always do. And then another chance. But let's be honest, everybody, this is a last chance to change, and we must take it together, united together. Burnham sal na verwagting maandag deur koning Charles III as die nuwe Britse eerste minister ingehuldig word. Die hoof van openbare skakeling by Solidariteit, Jaco Kleinhans, meen dat Burnham deur verskeie uitdagings in die gesig gestaar sal word. Hy staar reuse uitdagings in die gesig. Sy party, die Arbeidersparty, is baie ongewild. Brittanje het 'n stygende skuldlas, die ekonomie groei nie vinnig nie. Hulle het probleme met massa-immigrasie met 'n groot deel van die bevolking wat diep ongelukkig is met die reuse massa-immigrasie van die afgelope paar jaar. Die welsynstaat in die Verenigde Koninkryk verkeer onder geweldige druk met 'n toenemende spandering op mediese sorg, maatskaplike sorg, behuising. Burnham het beloof om baie meer huise te bou, maar daar's nie geld daarvoor nie. Daar's ook nie genoeg geld vir die weermag nie. So, geld is 'n groot probleem, die ekonomie is 'n probleem, immigrasie is 'n probleem. So, hy word die eerste minister, maar met reuse wesenlike uitdagings. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. 'n Mooi en 'n geseënde naweek. Geniet ook al die sport. Ons maak maandag weer so.